Hierdie program word geborg deur DigiCards. Hallo daar, welkom weer by Hart en Siel van die Tuinroete. Ons kuier vandag by die Toesang Gemeenskapsentrum se biblioteek. En hierdie klein mannetjie, Tippie die olifant, se mamma sit hier vandag by my. Renet, baie welkom by ons. Baie dankie, verskriklik lekker om hier by julle te kan kuier. Renet, toe ons net mekaar ontmoet het nou, toe sê jy het al 800 van hierdie oudjies geskryf. Daar's jou kombersie. Baie dankie. Waar het jy begin? Dis 'n ongelooflike ding wat jy doen en jy sê dit is vir soveel ouderdomsgroepe. Liewe Tippie het in 2010 begin as 'n jeugdroom. Tippie word geskryf deur juffrouens en nie deur skrywers nie. En deur 'n ma en dogterspan. My ma, Josie Palmer, het 'n jeugdroom gehad om eendag kinderboeke te skryf. En in 20 jaar terug is my pa in 'n padfietsongeluk oorlede. En ek het as remedierende terapeut gekwalifiseer, 'n groot privaat praktyk gehad en ongelooflik baie verwysings gekry van skole en van ouers af wat gesê het dat hulle kinders sukkel om te leer om te lees. En hoe meer assesserings ek gedoen het, hoe meer het ek besef, maar dis nie die kinders wat sukkel om te leer om te lees nie. Al die kinders is gemiddeld, bo-gemiddeld intelligent en daar is iets verkeerd. Dit was toe nie dat ek 'n slegte terapeut was nie. Dit was toe ek gaan kyk na waarmee kinders begin leer om te lees, wat ek besef het dat die leesboeke nie ouderdomstoepaslik is nie. In daardie tyd is my pa oorlede. Ons was ongelooflik hartseer, ons wêrelde onderste bo gedraai en my ma het iets nodig gehad waarvoor sy elke dag kon opstaan, waarvoor sy kon aangaan. En ek het toe vir haar gesê, mamma, hou op droom van eendag en vandag is die dag, begin werk. Ek het ouderdomstoepaslike leesmateriaal vir my praktyk nodig en so het ons saam begin werk aan 'n reeks boeke vir my praktyk. 'n Familievriend het die boekies vir ons gedruk. Ek het baie eenvoudige illustrasies in paint gedoen. Olifantjie. Tippie was nooit veronderstel om 'n olifant te wees nie. Is dit nie maar altyd hoe die wêreld loop nie? Ek het hom geïllustreer as so 'n monstertjie, mannetjie, dingetjie met my beperkte kunsvaardighede. En hierdie boekies het ek begin gebruik in my praktyk en dit het gewerk. My kinders Vertel my 'n bietjie van daai as jy sê dit het gewerk. Gewerk in watter opsig? Lees, skryf, verstaan of is dit sommer 'n bietjie van dit alles? Dit het sommer net gewerk, want hierdie boekies wat ons geskryf het, was ouderdomstoepaslik geweest. So ons het terugbeweeg na 'n sintetiese klankbenadering toe. Kinders wat hulle klanke geleer het en sodra hulle klanke ken, kan hulle dan begin leer om te lees. Tippie is progressief, so ons het die boekies in vlakke geskryf. Beskryf gou vir my die vlakke. Wat beteken dit as jy sê vlakke? Is dit ouderdomsgroepe? Nee, so okay. Ek is vreeslik nuuskierig. Jammer, ek is mal oor wat jy van praat. Tippie werk nie op grade nie. Okay. Tippie werk op vlakke. Vlak 1 se boekies vereis dat kinders hulle letterklanke moet ken. A, B, K, D. Mond, gebruik mond en Ja, oortjies. auditief. En sodra hulle letterklanke ken, kan hulle begin om te leer om te lees. Daardie konsonant, vokaal, konsonant woordjies, jou 3 letterwoorde, is die begin vir enige kind om met selfvertroue te kan lees. En ons het 6 vlakke se boekies geskryf, 10 boekies in 'n vlak en die kinders by my kon sodra hulle klanke geken het, vlak 1 se boekie begin lees. En dan kon hulle aanbeweeg na boek 2 toe, na boek 3 toe en aan die einde van vlak 1 het ons by vlak 2 boek 1 dan uitgekom, waar ons die dubbelklanke, 2 klanke, 3 klanke. So dit ek verstaan nou wat jy sê, dit is maar net die groei
om alles net in 'n Ja. paadjie te kan sit, and not daai- too much too soon, not too sodat much ons too vind die soon. fone doen, daar's te Ja. veel te gou en dit blaas hulle heeltemal uit. Heeltemal. Toe het ons nou hierdie 60 boekies wat 'n vriend vir ons gedruk het en ek begin die boeke in my praktyk te gebruik. En Ilse Salzwedel van Skrywers en Boeke is saam met my ma in die kerk en Ilse sien eendag die klomp boekies by my ma se huis. En ek kry 'n oproep om te sê Ilse sê hierdie boeke moet na 'n uitgewer toe gaan. En toe lag en giggel ek vir die twee tannies wat 'n afspraak maak by Lapa Uitgewers, want Ilse voel baie sterk daaroor dat ons selfsugtig is dat ek nie net hierdie boeke in my praktyk kan So gebruik dis al nie. waar dit nog bestaan het in jou Dis praktyk. al waar dit- nee, So, dis awesome. Tippie se droom het gegroei en ontwikkel en verander, maar die droom vir Tippie was bloot heel word, saamwerk, iets vir my en my ma om vir ons daai lig aan die einde van 'n donker tonnel te wees. En die gesiggies wat oopmaak wanneer hulle Ja, as hulle ontvang, en né? vir my kinders in my praktyk, Absoluut, om te sien hoe hulle groei en ontwikkel. Die dag nadat hulle by Lapa Uitgewers was, toe bel hulle my, toe sê hulle vir my Lapa gaan die boeke uitgee. Toe sê ek soos, ag julle is seker laf, dit was nooit die plan nie, dit was nooit van die droom nie, deel van die droom nie. In 2014 is die eerste 8 Tippie boekies toe uitgegee. Van die begin af met die 6 levels soos wat jy genoem het, of was dit maar nog net Hulle 'n het klein net begin? begin met vlak 1, boek Net 1 om tot te sien 8. eers hoe gaan dit. Ja, en toe was daar jaarliks, het hulle nog 'n vlak bygevoeg en in 2019, toe kry ek 'n oproep van ons senior uitgewer af by Lapa, wat toe vir my sê, Reinet, ons wil die boeke in Engels ook uitgee. En weer eens was ek soos Nandi, dis Blown nie deel away. van die plan nie. Ons passie, ons hart, alles wat ons doen is vir Afrikaans, in Afrikaans. Toe sê sy vir my, maar Reinet, ons gaan dit in Engels uitgee. Toe sê ek vir Nandi, ons kan dit doen, Vat hom. maar dan skryf ons oor, dan begin ons van vooraf. Afrikaans en Engels het 'n totaal ander grammatikale stelsel. En ek dink mens dink nie eers daaraan dit nie, is net. Dit is so interessant. een van die ja? redes hoekom soveel van ons lees boeke wat vertaal is uit Engels uit, nie vir ons Suid-Afrikaanse kinders werk nie. Van die oomblik wanneer ons vertaal, dan verloor ons daardie progressiewe ontwikkeling. As ons dink aan iets soos 'n Afrikaanse woord kas, as, baie eenvoudig, maklik om te dekodeer. Vertaal vir my kas in Ouch. Engels. Is net so 'n lang ding, mamma. Hy's net so lank en Engels is vreemd. Dit is en hoeveel tale is julle nou al in? So Tippie is beskikbaar in 4 tale: Afrikaans, Engels, isiZulu en ook isiXhosa, waarop ons baie Hier in trots die is. tuinroete is ons groot Khoza, né? Ja, sy- albei my kinders het met Tippie groot geword. Hulle deel ons huis met 'n olifant. Tippie is die ou boet in ons huis. My kinders is seker maar die proefkonyne gewees. En sê vir my, hoe sien jy, waartoe sien jy Tippie gaan? Is daar 'n toekomstige droom wat jy moeder het? Vir my is die droom dat ons Tippie toeganklik sal maak in ons skole en in ons gemeenskappe. En dit is waar ons vennootskap met die ATKV so ontsettend belangrik is. Die ATKV het as deel van hulle Ek Kan Lees projek vir Tippie gekies. En dit is 'n ontsettende groot voorreg. Tippie is nie 'n program nie. Tippie is 'n ander manier van dink. In 2021 het die Pulse studie vir ons gesê dat 81% van Suid-Afrikaanse graad 4's kan nie met begrip lees nie. Okay, daar sê. 19% van graad 4's kan met begrip lees. In die grondslagfase leer kinders om te lees, sodat hulle vir die res van hulle lewe kan lees om te leer. En as kinders nie kan lees nie, kan
kinders nie leer nie. Hulle kan nie ontwikkel nie. Dit is ons droom en dit is ons hoop, want ons glo in alles wat Tippie doen en alles waarvoor hy staan. En deur vennootskappe, gemeenskapsbiblioteke, hoop ons dat ons Tippie in die hande van kinders kan kry, sodat hulle saam met hom kan groei, kan ontwikkel en 'n liefde vir lees kan ontwikkel. Verskriklik dankie vir jou tyd. Ek kan nog lank sit en luister. Dit is soos musiek vir my ore. Baie dankie vir jou tyd vandag, Renet. En julle ouens daar by die huis, ek dink daar's nie 'n moeder wat kan net saamstem en sê, "Jong, dis nou tyd daarvoor nie." Tot 'n volgende keer. Julle moet goed gaan en bly warm. Dis koud hier in die suide. Totsiens.